Welkom by Twee Loslippies, die podcast wat klink soos jou groepset na 3 glase wyn. Of na daai een one-night stand wat jy beloof het jy nooit weer gaan doen. Maar toe bel jy hom weer. Hier praat ons oor alles, van liefde tot Jesus, spyt en stupid WhatsApps 2 die oggend. Ek is Akina. En ek is Erin. Loslippies, groot stories, kom ons begin. Ons is baie jammer dat ons nou eers terug is na, ek dink, 2 weke. Ik denk 3, als het niet verkeerd is. Dat is die oorskuld. Ons is op vakantie. Definitief. Ons het 'n lekker tyd gehad. Nee, ons. Ik was jy het 'n lekker tyd gehad. Ek het myself gevind. Nee, Sakie, dat jy het ook jy het verjaar in die 3 weke of 2 weke. Oh my word, ek het dit vergeet. Het voel so lang terug. Sakie, is nou amptelik 23, guys. Groot verhaal. Okay, so ons gaan nou 'n wrap-up of I don't know, doen oor waar ons was die laaste 2 weke en wat ons gedoen het die laaste 2 weke. Wat gemaak het dat ons nou ongelukkig en nie by mekaar kon uitkom en skietig, né? Ja. So, die eerste naweek dink ek het verjaar. Ja. En ons skiet gewoonlik op 'n Sondag en ek het op 'n Sondag verjaar, so ons het nou nie, dit sou nou nie gepas gewees het om basically tyd af te gee vir dit te verstaan. En dan wat die laaste week gebeur, die week wat nog verby was. Oh ja, jy was mos weg gewees. Ek was in Nairobi vir die naweek. Weet jy wat? Leeuwen en Chadley is dit jy 2 loslippies aan mekaar vir my. Dat is aan mekaar 2 loslippies. So gaan hulle vir my af. Wat sê jy? Ek weet nie, soms dan raak ek nie skaam of wat, ek voel so weird oor dit, want ek is nog 'n gewoonte in nie, like, ek lag so pas mense ook praat, like, ek moet nie dit doen nie. Toe sê Leon, ja, hy gaan ons definitief nooit na sy matriekafskeid toe, en hy en sê, wil gaste wees, hulle moet gaste wees. Toe sê ek wat sê, ek het net 'n dopie en nou sê ek so, laat jy nou net nagter is, wil jy niks sê. Leon sal praat, maar sê ek wonder. Ja, nee, hy het niks nodig om te praat. Aangezien ons in die maand van Vroue Maand is, gaan ons topic entitled Vroue Praat wees. Dinge wat mans nooit sal verstaan nie. En hierdie episode gaan heel waarskynlik drop voor of na Vrouedag. As ek reg is, né? Ja, hopelik dan môre. Dis vandag Maandag, by the way, guys. Hopelik môre of Woensdag, nie later as dit, ek sal kyk, nie laat, maar definitief later as Woensdag. Ek persoonlik is verskriklik sensitief en ek is verskriklik dramaties, ek weet dit. Anyways. Wag. Eers wil ek net sê, ek is jammer as ek reg klink, ek is baie siek so, moenie my uitlag nie. Anyways. Ek persoonlik is verskriklik sensitief en baie dramaties. Maar ek haat dit wanneer ek my gevoelens aan iemand verduidelik. Veral mans is verskriklik so en ek kan dit nooit verstaan nie. Of het nou soos even my seuns vriende whatever. Hulle is net soos gelaat like ek weet nie hoe om te beskryf nie, maar soos ek wil ook aan my hart verduidelik en hulle sal altyd vir my sê ek verstaan nie wat jy bedoel nie. Of sê sê overreact of daai stukkie ek weet regtig wat jy wil hê ek moet sê nie. Ek kan iets oorkom, sorry. Ek haat dit. Daai klink soos Franklin, ek het dit gesê. Regtig, honestly. Nathan is ek die enigste persoon wat nie dit sê nie. Die enigste seun of man in my lewe wat nie dit vir my sê nie. Like, ek verstaan nie wat jy bedoel nie. Of sy oorreageer of sy is dramaties. Of daai spesifieke, ek het dit letterlik al gememorize in my kop. Ek weet regtig nie wat jy wil hê ek moet sê nie. Hoe bedoel jy ek stuur vir jou lang paragraaf waar ek alles verduidelik hoe ek voel, hoekom ek so voel en like wat anders kon gebeur het of whatever, like
die stappe of dat dinge nog anders kon gewees het anyways. Dan sê sy vir my, ek weet nie wat sy wil hê ek moet sê nie. Ek weet nie. Ek verstaan nie mans hoekom hulle so is nie, want ek voel as iemand vir my 'n paragraaf stuur, whatever, alles is duidelik in die paragraaf. Verstaan what I mean? Like, jy wil net nie verstaan nie, man. Jy gee net nie om te verstaan nie. Voel ek persoonlik. I don't know. Anyways, dis al wat ek wil sê. Luister hierso nou, ek weet dis nou 'n switch up, maar anyway, ek gaan nou praat oor mans of oor boys of wat ek. As jy my ChatGPT gaan history gaan kyk, dan gaan jy sien, ek study letterlik manne. Ek my spesie, ek study hulle. Hoekom hulle so reageer en al die hoekoms en die waaroms en, you know, want ek probeer net 'n man verstaan, of ek wil probeer 'n man verstaan. Want dis die enigste ding wat ek nie verstaan op die aarde nie. Hulle is so anderstig. Hulle is regtig baie anderstig. Dit interesseer my wel. Want, ja, dis net 'n different spesie daai. Ek weet nie wat die vader verkeerd gegaan met hulle nie. En ek staan so, daar is nie 'n opregte man in hierdie wêreld oor my nie. Either jy is fucking gay of iets in hy lyn, maar straight man, not the fuck. En dis nogals actually scary as mense aan dink oor like, want dit gee nie my hoop nie, dit gee letterlik vir my veel hoop vir die toekoms wat liefde betref. Like, what do you mean? Veral like, dis die nuwe movie, maar ook so die wat die hel, either die man gaat dood, of like hulle cheat, of iets in die lyn, en die movies wat hulle maak vandag is so onrealisties. Like, nee man, ek het maar net die movies gekyk vir die sek van Sophia Carson, want ek love haar. Maar dis, ja, dat die letterlik die tweede dag wat hulle ontmoet is, hulle is hom nou in love at first sight of whatever. Okay, ek kan nie saam praat, want as iemand my Instagram story like, iemand wat ek nog voel like, yo, hy is mooi of whatever, dan imagine ek ons trouw. Okay, maar ek is baie delusional. Luister, nou die dag was National Girlfriends Day, oh my soul. Luister so, ek het letterlik gelê en gedink, al die mense wat nou hulle girlfriends post, nie een van julle is loyal nie. That's crazy. Is julle loyal. That's insane. That's crazy. Girlfriends Day so. Nee, dat week op my nerves. En die feit dat, ja, seker is fucking dom vrou mense. Ek raak kwaad. Ek wil jou met 'n gun skiet as ek weet jy is 'n hoeslik. As ek weet jou boyfriend cheat op jou, of as ek weet jou boyfriend praat saam met my, of saam met my vriend, of saam met whatever, en jy is net verlief. En mind you, meisies, wat net so aan mekaar die manne post, dat ek vir hulle post het. Ek haat het. Asseblief hou op dit nee. Ja, dit maak my so Maak op jou oë. Ek kan nie staan nie. Vir my, om 'n freaking boyfriend te kry, moet ek gemanipuleer word, ek moet getoer word. Jy moet letterlik Sangomas toe gaan met my, want dat is die manier dat ek jou as 'n man gaan glo, of gaan benefit of the doubt te gee, of iets in hy lyn. Weet jy wat, nee? Ek en Rondia het ek en Rondia het letterlik die presiese conversation gehad. Ek dink hy was Vrydag aan. Ja, het was Vrydag aan. Toe sê ek vir haar, even op my troudag, ek sal nog steeds sy man glo en hy kan vir my die mooiste woorde uitstaan en sê, ek gaan jou nie glo nie. Geen manier dat ek 'n man gaan glo nie. Ek weet nie maar die dinge wat 'n mens sien en hoor en nee guys, asseblief, En ek weet nie maar ek is baie emosioneel. Dit sal my breek as iemand op my cheat of ek weet nie man. Ek het nie hart vir dit nie. Of het is net my hart in my algemeen breek. Ek weet nie. Dit gaan my seker 100 jaar vat om oor te kom. Want ek luister al klaar as mense hoor die musiek wat ek luister, sal hulle dink ek was al getroud en het hier 10 skei sake gegaan. Anyways, imagine hoe dit gebeur regtig. Ek weet nie, ek sal mal raak.
ons luister basically dieselfde musiek, né? Daai musiek is 'n voorbereiding vir sulke gevalle. Dis hoekom Dankie Taylor Swift. sulke goed met jou gebeur, dan jy is al reeds deur dit, Ja, verstaan. En nog 'n ding nou wat mans nie verstaan nie, is die hele konsep van wat noem mense dit even, ek weet nie hoe om die Afrikaanse woord te sê nie, menstruele siklus, is dit? ja, period. Okay. Ja, maar ek probeer nou hy woord sê, die Engelse woord is in my kop, maar ek weet nie die Afrikaanse woord is nie. But anyway, daai stukkie en die hormone imbalance, mint of whatever, 'n mens sê, wat daarmee gepaard gaan. Ja, Hoe sê mense dit Afrikaans? Hormone? Wat? ongebalanceerde hormone. Ja, whatever. Daai is iets wat mans nooit sou verstaan nie. Want ek het eendag nou vir iemand gevra. Ek het lus gehad om te huil. Like, ek kry die random urge om te huil. Maar like, soms dan gaan dit iets hoe jou mans doen of whatever. Dis net like random dan laat ek huil. En vir my is dit snaaks doen, ek is nie 'n kraai nie, maar you know, maar anyway, te vra ek vir die man, like, kry like random urges om net te wil huil, want ek nou lus vir en sê ek voel, is hy leed vir my, nie fokus ek uit maar. Maar in die moment was het so verskriklik snaaks, ek kon my laggie inhou nie. Nou, dat dan mense is, maar nou my ding is die, like, gaan jy op my sê nie die sulke goed hier, of is het jy maar dan net? Wag. Hoe lang is jou period? Ek nou dag vir die stuk vertel. Ja. Ek weet waarvan jy praat, jy het vertel. Ek weet nie, maar het is normally oud 5-6 dae. Same. Rekesin is like 1 tot 3 dae. En sy kry glad die pyn of enige ietsie. Sy weet nie wat dit is om blaaspyn te hê. Like niks like dat nie. En ja, elke maand as ek jaloers op haar en dan lag sy my uit, want myne is verskriklik erg. En myne is 5 tot 7 dae. En dis seer. En sy weet nie wat dit is nie. Glad nie. Myne is 5 tot 6 dae, ne? En ek is 'n heavy flower. Same. Like hy is, ja, en die eerste dag is altyd verskriklik. Die pyn is baie erg die eerste dag. Like, ek is naar, ek is nie so honger nie. Ek kan letterlik die hele dag gaan sonder eet. As ek op my period is, dan kan ek seker vir 5-6 dae sonder kos gaan. Dis nou seker like TMI, maar en sy ook baie meer badkamer toe op jou period, want my maag bly werk op my period. Ja, gleis nie so. Die is no lies, ne? No lies. Ek sit 1 keer 'n maand. Ja, ek weet van jou, en ek kan nie dit verstaan nie. Ek sit die gedurende die maand wanneer ek nie op my cycle is nie. Maar as ek op my cycle is, en dan sal ek shit. Maar anders as die shit ek nie, wat vir my insane is, wat hoor, ja. Ek verstaan sy gedaan. Ek kan nie dit verstaan nie. As ek vir mense dit sê, en dan verstaan hulle ook nie dit. Nee, ek verstaan nie. Okay, maar ek gaan nog elke my badkamer toe, maar like op my period voel dit net soos meer. Like, ja, en dis nie lekker nie, man. Dis nie lekker nie. Het is regtig lekker nie. Ek weet nie. Voel jy ook, as jy op die toilet sit, like jy hoef niks te doen, jy hoef nie daar te sit, dit vat die pyn weg. Ja, same. Ek weet nie, maar ek het al baie gesien aan my meisievriende, like, baie meer, vir wat ek wil seuns dit nooit sal verstaan nie, want, like, ek wil vir seuns wat dit bietjie, ek voel dit van, dat hulle, like, hoe, ek weet nie om te beskryf, maar soos, 'n meisie raak al binne in die verhouding, dan breek sy al mentally op en hom. Dat het al baie met my vriende gebeur, like, mentally, het sy lang al maanden voor die tyd al opgebreek met hom. En ek wil sien sal dit verstaan nie. Hulle sal dit vat as jy's toxic of jy't like hulle vir pop of whatever, maar like, wat ek sien uit my, en ek praat uit ondervinding nie te whatever nie, lol. Dis maar net like,
Die een van ons was al in 'n verhouding, hè. Lol. Anyways, maar ek praat net like wat ek al gesien het uit baie van my meisievriende uit en so sal ek veral like dan het hulle lank uitgegaan man of so en dan sê ek voel dan as ek deur dit moes gaan sal ek stukkend wees en as dit net so opgebreek en al die memories van niks anyway. Dan sal hulle altyd vir my sê ek het lankal like was lankal mentally klaar of hulle sal my net boodskappe stuur like ek voel nie meer die verhouding nie. Maar dan gaan hulle nog steeds aan tot hulle self reg is om hom te los. Want soms gaan dit oor die persoon. Die string knip. Ja, of tot wanneer hy die verhouding los. Precies. Precies, like en ek voel seuns vat dit as 'n meisies is toxic of whatever, maar dis regtig dit hè. Dis man, ek weet nie maar hoekom gebeur dit? Hy is crazy. Ek kan nie dit verstaan nie. Ik weet niet, als ik weer in de verhouding wil gaan, want ik voel het van die mensen. Same, man, ek raak baie gou op van iemand. Baie vandag. Ik voel het, ik kan lief spelen, maar ga je nog steeds kan traumatise. En, weet dat sin maak. Ja, ek voel ek is ook so. Want kyk, die laaste situasie, ek dink hy is tegnies nou nog getraumatise, maar ek gaan jy gaan selfmoord bepleeg as ek klaar mee. Ek gaan goed doen nou, en dan is dit vir my reg. Maar dit is vir jou reg. Ja, vir al ons, want ons het baie seuns vriende en ons is verskriklik vriendelik. En ek dink jy, my oukies hallo van hoe ek is met my seuns vriende nie. Ek weet nie. Ja. Nou, ek weet van boundaries. Ek sal nooit ooit my oukies voor my vriende nie. Like, ek en Nathan bel mekaar elke liewe dag. As dit in die tyd is wat ek en Nathan mekaar bel en sy nou vir my bel, gaan ek vir sê nee, dis Nathan se tyd. Ek weet, dis verkeerd van my, maar ja, en ek weet my oukie gaan nie af van hom nie. Dis hoekom ek so was single sal bly. Tot en met, ek weet nie. Ek wil nie ewig single wees nie, want ek hou van liefde. Ek hou van liefde, dit lyk so lekker om verliefd te wees, maar nie nou nie. Dit doen, maar ek weet nie of ek kan eerlik wees om eerlik te wees nie. Want ek vir my is dit net, laat ek het liefste doen voor hulle dit doen. En ons het hieroor gepraat. Sy het gesê, sy sal liefste die een wees wat opgecheat word, of wat? Ja, ek het gesê, ek sal liefste opgecheat word as wat ek cheat. Ek sal nooit wil cheat, ek sal dit nooit aan iemand wil doen nie. Ek sien myself ooit cheat. Ek wil cheat, en ek cheat nou nog. Hoekom is mans so never-minded as dit kom by Andre? Ek weet. En ek voel die manier hoe die Andre sê baie van jou as 'n mens. Like so baie. Exactly. Waylon. Ja. Vir my, ek love Waylon Andre. Ek ook. Ek love ook sy staan. Dis nou as hy Andre, want as David Waylon nie lus het vir Andre, die David Waylon of wel Andre. Ek gee dit vir hom. Ek hou nie van mense wat no offense, maar ek hou nie van nie. So jy gaan nie kom 'n sweatpants dra of 'n jean dra met 'n fucking rugby training of enige iets met 'n rugby training. Ek haat dit. Tref jou reg aan. Trek vir jou reg aan. Ek weet jy dink nou ek praat van 'n spesifieke. Nee, ek het niks gedink. Ek praat nie van hy man spesifiek, ek praat in general. Ek hou nie van nie. En die broek wat onder jou, die broek wat onder die agterend hang, ek kan nie met dit nie. Sis. Gee my die ek. Ja. Kyk so, okay, dit is my type as jy so aantrek of wat en ek praat nog van as my type so aantrek, dit gaan herens met my nie. En ek gaan so seker is my ook kyk as jy met 'n fucking broek loop wat hang nie. Dit kan maar nou 'n redbed broek is. Redbed is kak. Ek is jammer maar ek wil nog nie so wat redbed klere dra nie.
Ek hou nie van mense wat red met klere dra. Waylon dra letterlik, Waylon klere dra nie. Waylon dra red met klere. Ek het nou net Waylon se styl hier geprys en wat, but anyway. Nee. Ek weet Waylon dra red met klere. Maar wat, ek het ook Pieter in my mind van Waylon. Het ons das aan lang sokkies, shorts, 'n denim shorts. Ek weet wat jy praat. 'n lood vir sweater. Ja. Ek love hy. 10 uit 10 vir Waylon. Guy, ek sê like, jy kan enige plek na toe gaan saam my as jy so like verstaan? Ken jy vir Wie is the North Face anti-tea? Jy kan apply YT. dan sal dit nog steeds W fit. Verstaan? Maar jy gaan leer aan my as jy 'n rugby trui aan het. Dit kan maar nou 'n trui wees wat uit New Zealand uitkom. Sy gaan nie saam my nie. Ek raak so kwaad. Chris ook. Verskriklik. Ken jy vir Kenneth Johnson? Weet jy wat? Laat ek gou dit sê. Ek is baie jammer. Ek weet nie. Hy weet nie wie ek is nie, so ek gaan dit sê. Ek het hom al 2 keer gesien. Ek het hom al gesien. Hoekom ek weet ook wie hy is, as hom net op sy kaskaap staan, hulle van. Danny G, of zoiets. Maar hulle van is Johnson, maar ja. Ek sien hy, maar dis hoe ek weet is hy. Ek onthou, ek dink ek het by Take It Down gewees, I don't know, maar ek pak my daar agter tops. Hulle daar gestaan. Ek sê, ouma, spaar te my. Ek dink dis die ouma. Anyway, daai is die eerste keer wat ek hom gesien het. Die tweede keer het ek hom gesien op die veld. Te staan, ja, die club is 'n sliding door, of weet die club is 'n sliding door, I don't know. Maar daar gestaan. Ek het nou die dag gedink, as ek nou weer 'n man moet date wat jonger as my is. Dis ry. Letterlik, dis wat ek nou wou gesê het. Sy styl is 100% ja. Sy maniere is stunning. Die looks is daar. Die looks is daar. Ek weet nie, maar alles van hom, hy is vir my die definisie van 'n 10 uit 10. As iemand vir my moet vra, wat is my definisie van my droomman, dan sal ek sê Kenneth Johnson. Hy is net Anyway. Hy is vir my alles, hy's alles. Hy's alles. Ek like van hoe hy ook aantrek. Dit trek ook vir my nice aan. My just op broeke aan te veel. Dis ek nou wou gesê het, dis dit nie. Ek hou nie van hy van hom nie. Ek het iemand gesien in Heidelberg, of nie gesien, is saam hier gekuier, Saterdag aand, Will Neaton. Hy het my ook baie nice aangetrek, ek het soos heeltyd gekyk aan. Leeuwen se broeke hang net so ja, Leeuwen se broeke hang ook. Anyway. Ek weet nie, almal Leeuwen sê dan hulle almal trekkies hier aan die my, daai sien nou van hangbroeke en wat jy nou nog ewe fokkel van. Oh my word, onthou my na die podcast, ek wil jou ietsie vertel. Anyway. Ek het nou so man dood. Maar, wel nie, toen het ek my baie nice gelijk. Ek weet nie. Daar is iets van mens wat plain aantrek, maar net video met die style, wat net vir my, yo, dat is amazing. Ek weet nie. Exactly. Dat is alles. Probeer even insit, maar ook nie dis, maar dis ook nie effectief, verstaan? Ja. Maar, 'n hangbroek, 'n fucking sweatpants met 'n rugby trui, nee. En ek weet nie hoeveel ek op plakkies en sokkies het. Ek kan nie om nie. Nou nie om vir te gaan of om uit te gaan nie, like winkel toe ja, of vandag gewoon net spaar toe, fine. Maar nou nie om. I don't know, man. Ek dra plakkies en sokkies. Maar dis like as ek soos Adidas met sokkies, so. Maar moenie kom Avianas dra met sokkies, is jy mal. Ek doen dit, maar dis bruis. Nee. Ek doen dit, ek hou van plakkies en sokkies. Ja, het is like, nee man, dit ek was sommer nou flauw. Ek raak sommer nou kwaad, weet jy. Nee, 'n man moet meer effort insit, want ek hou van 'n man. Jo, ek was sommer nou weer, ek weet ek nog nie man gekry nie so, as jy dalk soos die volgende like, wat gaan dan met die honde heen met pad en nou begin op blaf. Anyway, kan jy wel honde blaf? Ja, kan hoor. Okay. Ek weet nie wat ek nog gaan maak nie, maar die honde gaan nou aanhoudend blaf. Dis fyn, gaan aan. Anyway, like,
My ideale mens wat ek wil hê is, ek weet nie hoe voel ek oor, like, of die persoon, like, a decent fight moet hê, no? Like, you know, a normal fight, of ek weet nie van kokenare af nie. En dan like ek weer a curly, Same. en dan like ek weet nie wat nou mense te, ek weet nie of het, wat nou mense hy wat die hare so langs die kant afgesny is, en dan is het like, I don't know, a freaking Durban fight, I don't know. A mallet. A mallet. Wat? A mallet. A mallet, daar is die naam. Ek love a mallet. Ken het dit 'n mallet Maar- gehad by sy matriekafskeid, as ek nog reg onthou. Anyways. Nee, so. En hy sal jou skool klaar gemaak, of saam met, Saam met sy niece. Ja. Maar hy was by HTS Drosdai. Hy was saam met ons op laerskool. En toe gaan hy graad HTS toe. ek onthou, it's an island. Ja. But anyway, en, like, ek weet nie man, sy moet net 'n ordentlike gesig hê. Sy moet net mooi lyk. Ek hou nie van 'n lelike ouetjie nie. Ek hou nie van 'n lelike boyfriend nie, want as jy lelik is, dan gaan ek nie vir jou vat nie. Ek wou nou jou maniere nie soos ek voorheen gesê het. Anyway, en om die mooi tande het. want- Dis wat ek nog net wou gesê het. En mense praat daarvan en like dis so underrated, maar iemand met mooi tande is vir my like regtig so wow. Dis my baie belangrik. Dat is omdat ek voel ons het mooi tande. Hy mooi smiles. Nou klink ons voor van onsself. Ek love jou tande persoonlik. Ek love jou tande. En ons het mooi smiles. Dankie by the way. Maar iemand met mooi tande is my baie belangrik en 'n mooi smile. Dat is vir my baie belangrik, want sy kyk in, nee man, nie kom kwaad liggie langs my en omdat jy nog nie kan smile. Anyway, sê dan waar ek jou hoe sy gebouw het. Ek ook nie. Ek kry jou almal dit. Same. En as ek moet kies, ook ek een my nie 'n geboude man nie, like. Ek gee nie om nie. Ek gee regtig nie om nie. Ek kry ook nie om nie, maar jy moet nie groot voete het nie. Daar is die laag. Amper sê ek Jy moet nie iets. groot voete het nie. Amper sê ek Like, iets. Jy Wow. moet ook nie lelike tone hê, like, dit moet decent, dit moet 50 wees, man, dit kan ten minste, maar dit moet nie my fucking bang maak nie. Ek is nie op blauwe voete nie, ek hou nie van voete nie, like. Ek ook nie, ek kan nie eet as ek iemand se voete sien nie. Alles is hoe mooi. Jy kan die mooiste voete hê en die mooiste tone hê. As ek eet, dan wil ek nie voete sien nie. Nee, ek heb jou nie so erg nie, maar dra sokkies, want ek hou nie van voete nie. En ek gaan ook nie vir jou vraag, is jy mooi voete nie, want ek wil jou voete sien nie, like, so. Maar jy het ten minste klein voete. Jou, ek dra size 3. Soms dra ek size 4. Jou voete kan nie dubbel my size wees nie. Sy moet ten minste stop by 'n 6 of 'n 7 ten minste. Kleren na die groot voete. Dan wil ek jullie hê na die nie. As gevolg van omstandighede, dat ons nou nie by mekaar kon uitkom nie, het ons nou 'n voice something by mekaar geknoop vir julle. So verskoon my net asseblief, maar ons sal werk daaraan en hopelik vir die volgende episode by mekaar uitkom. Dit is dit van twee loslippies. As jy saam gelag het of saam gestem het, druk gerus die volle knoppie. Stuur vir jou bestie en kom tune volgende keer weer in. Tot dan, hou die lippies los en die stories nog losser. Bye!